Welkom terug by Rugby Nuus, waar ons elke week met 'n bekende rugby skrywer gesels. Hierdie week met my vriend Johan Termalen van Rapport. Welkom terug Johan, so al rukkie lank laas met jou gesels het. Hallo MB, ja, lekker. Ons het lanklaas gepraat, maar soos jy gesê het, daar's altyd lekker nuus en die Springbokke is ook in hierdie stadium op 'n beleidingskamp in die Kaap waar ek ook is. So ja, dis lekker ding om oor te gesels. Is jy naby die kamp? Het jy al 'n perskonferensie of twee gehad? Het jy al enige nuus gehoor wat daar gebeur? Nee, ons het nou nie die media word nou nie by hierdie spesifieke kamp toegelaat noodwendig nie, maar ons het verlede week wel media konferensies gehad met die afrigters. Dit was ook in berigte wat oral op webtuistes en so was. Rassie Erasmus, Rian Oberholzer was daar saam met Charles Wessels en ons het ook gepraat met Mswandile Stick en Andy Edwards was die tweede sessie en laastens was dit dan Dwayne Vermeulen en Dion Davids. En dit was nogals lekker insiggewend veral omdat dit nou nie 'n wedstrydweek is nie. Want gewoonlik praat 'n mens oor, jy weet die wedstryd wat voorlê, wat hulle beplan, daai tipe goed en dis so aan die begin van die seisoen en Rassie hulle het ook 'n doelbewuste plan om die media, jy weet, hy sê dit en hy het dit verlede week Woensdag ook gesê die media nie meer toegang te gee nie, maar jy weet te vertel waarmee is die span besig. Jy weet en om hulle op hoogte te hou want die hoe sal mense sê die verhouding tussen 'n span en die media is altyd 'n interessante een, want as dit goed gaan, dan jy weet, is die media goed vir jou, maar as dit sleg gaan, is dit ook sleg. En Rassie, dink ek is ook deesdae baie oopkop daaroor. Hy weet dat die goeie nuus gaan kom as hulle goed doen en die slegte nuus gaan kom as hulle sleg doen. So ja. Dit is interessant wat jy daar sê, né? Want daai tyd toe Rassie by die Stormers nog direkteur van rugby was, het hy 'n baie stormagtige verhouding met die pers gehad, as ek reg onthou, né? Wat het hom Seker, die dis die lig laat sien daarso? Wat was sy Damascus oomblik dink jy? ek dink hy's nou al lank genoeg deel van professionele en hoë profiel rugby dat hy dalk besef het, ja, daai tyd was hy by die Cheetahs en in Bloemfontein waar ek ook lank gebly het, is daar nie so baie media nie. Toe het hy Kaap toe geskuif en ek dink dalk was dit vir hom 'n groot aanpassing want daar's skielik baie meer media en baie meer wil ek sê tot 'n mate, daar's maar altyd druk, maar dalk meer druk en die mense lees van buite. So dalk het hy besef en toe sy Munster toe, so hy's nou al, jy weet, op klomp plekke gewees en dan nou al 6 jaar by die Bokke. So ek dink hy, jy weet, ons almal groei en jy weet, dis baie keer lekker as 'n afrigter ook sê wat hy geleer het en ek dink een ding wat hy sal erken hy geleer het is dat daai verhouding met die media baie belangrik is want dis tog die beeld wat uitgaan en die media soos ek baie keer sal sê is die hoe sal mense sê is die bron of die vervoermiddel tussen die ondersteuners en die span en as jy in die media goed by die weg kan kom dan help dit jou beeld na buitentoe ook. Interessante ding wat Rassie nou laasweek gedoen het. Hy het sommer sy eie YouTube kanaal begin so met 'n kompetisie vir ons almal hier op YouTube. En nommer 1 en hy het sommer die pers afgeneem en daai video Ja. gepubliseer op YouTube. Dis 'n interessante een geweest daai. Dink jy was 'n grap geweest? Wat het hy probeer bereik daardeur? Ag nee, ek weet nie. Ek het gesien hy doen dit en hy het ook vir ons gesê, jy weet half is dit reg met ons dat hy dit afneem en jy weet niemand het 'n probleem daarmee gehad nie. Ek dink dalk is dit ook om vir mense te wys, jy weet hoe lyk 'n media konferensie want mense wonder baie keer hulle sien die berigte en iets wat ek baie keer sal hoor is mense sal sê, ag het jy gesien wat het hy nou weer gesê? Maar nie Rassie noodwendig nie, 'n afrigter. En dan is dit altyd vir my interessant want ek is in die middel. Dan sê ek so, hy het dit gesê, maar iemand het hom dit gevra. As jy verstaan wat ek Mm, bedoel, mm. op 'n media konferensie. Terwyl 'n ondersteuner is net soos, ag, die afrigter kla nou weer. Ja, maar nee, ek sê nie hy kla nie. 'n Joernalis het hom dalk gevra. Julle Ja. het sleg gespeel. Verduidelik vir ons hoekom, wat het fout gegaan. So hy kom nie na die media toe en sê, jy weet, dit het gebeur nie, die media bel hom. So dis miskien is dit maar net 'n manier vir Rassie om ook vir die mense te wys wat bietjie aan die binnekant aangaan. Ons ja, ek dink dit is heel verfrissend dalk. Ja, dit is interessant. Jy's al vir baie jare 'n rugby-joernalis. My grootste leerkurwe in daai perskonferensies was as jy daar sit. En jy ja, om by die bulle veral wys hulle vir jou jy en ons ek seker maar 6de of 7de en dan vra almal die vrae wat ek wou gevra het. Die tyd wil my uitkom het ek niks oor om te vra nie. Het jy ook ervaar dis nog 'n bietjie dan moet jy op jou voete dink daarso, né? Ja, dit is nogal so en ek dink die feit dat van die mense dieselfde vrae wil vra beteken darm jy weet miskien iets want jy weet dis darm ingeligte mense veronderstel om te weet wat die vrae vra. Maar ja, dit is soos jy sê baie keer dan word die vrae vooraf gevra en ons wat Sondag media nog is by Rapport is dit nog en ander Sondag media. Mm. Ons ding nog meer met die weeklikse media ook. Met ander woorde
Ons wil juis 'n storie hê of 'n ander invalshoek op 'n storie wat die res nie het nie. So partykeer hou ek my vrae, sal ek nou maar vir jou sê, vir 'n privaat onderhoud of so, eerder as wat ek hom in die media konferensie gaan Hmm. vra, want dan het almal die inligting wat ek dalk wou gehad het. Dit is baie interessant, jy sê dit vir my, ek het 'n bietjie uitvra daaroor, want ek weet daai dag toe Felix Jones in nuus gebreek het, het niemand dit sien verwag nie. Ek het toevallig daai tyd 'n onderhoud met Tinus van Staden gehad, so 20 minute na die nuus gebreek het. En nie hy of Hendrik het daarvan geweet nie. Jy het seker ook nie van geweet nie. Nee. En toe het hulle nogal gevra van die Sondag Media het gevra, kan hulle nie dalk net 'n ander onderhoud kry of iets wat net bietjie meer lig op hierdie die mense was baie die ander joernaliste. Kom ons doen dit maar so was nogal redelik ongelukkig oor die voorstel gewees. Sê die Sondag Media en die daaglikse media heeltemal 'n ander ballgame as ek dit so kan tel. Dit is ja, ja, ons sal natuurlik so ons uitdaging is om iets soos ek gesê het te hê wat mense nog steeds op 'n Sondag gaan lees, maar wat nie reeds in die week geskryf is nie. So in 'n manier is dit seker bietjie moeiliker. Ja, maar ons almal kom goed met mekaar oor die weg. Hmm. Dis nou nie asof die Sondag media en die woesle mense Ja. die daaglikse media, jy weet, nie van mekaar hou nie, glad nie. Dis maar net 'n jy weet, dit is maar mededinging en dis ons werk om vars en nuwe nuus te hê. Wat opvallend is, julle as julle Sondag artikels skryf, dis baie meer in diepte, baie meer agter die skerms tipe nuus as net wat dit nou daai dag met daai skram op daai minuut gebeur wat ook al. En dis vir my interessant, want ek vandag met jou wil gesels het. Voor ons aangaan daar net een ding wat my opgeval het is hoe goed Rassie gelyk het, nê. Hy lyk verfris, lyk weer weet hy lyk weer in 'n goeie fisiese gesondheid goed en alles. Dis my opvallend geweest. Ja nee, hy lyk definitief goed en ek dink hy het dalk lekker gerus oor die vakansie. Jy weet, daai manne werk maar hard tot die diepe November in. Een van die vrae toe ons apart ook met hom gesels het, die Sondag Media, ons het 'n geleentheid gekry om met hom te praat wat nie deel was van die gewone media konferensie nie. Toe was een van die vrae, het hy darm gerus? Jy weet, is hy uitgerus? En toe sê hy ja, jy weet, want sulke mense, veral iemand wat so gedrewe is soos hy, vat seker nie so baie af nie. Ons Mm. weet hy hou van sosialiseer, maar hy bly maar sy kop is vol rugby die hele tyd. So en hy het gesê nee, hy het daarom bietjie gerus want dit is al vroeg in die jaar as mens dink Februarie is die Springbok ja, dis nou Maart, maar begin Maart is die Springbok bestuurspan al bymekaar, hulle hou al kampe, verstaan, terwyl die bokke speel eers in Junie. So Kom ons praat nou oor wat hy gepraat het daar. Een van die dinge wat jy genoem het in die artikel was Rassie is baie gestel op dat ons nie ons plek op die ranglys moet verloor of so min as moontlik moet verloor want aan die einde van die jaar word die loting gedoen vir die Wêreldbeker 2027. Daar's 24 spanne hierdie keer betrokke nie net 20 nie. Is ons nie as verdedigende kampioene so van outomaties geregtig 'n goeie plek nie of val ons ook maar onder daai ons moet op hierdie plek weer kom in daai pool en word ons naam getrek. Hoe gaan dit werk? Hoekom sê jy bekommer daaroor? Sover ek weet, werk dit so dat dit hang af waar jy op die wêreldranglys lê teen die tyd wanneer die loting gedoen word. So ja, ons is reeds in die Wêreldbeker, ons gaan speel, daaroor is nie twyfel nie, maar dit gaan byvoorbeeld oor dit is hoe dit ek glo dit sal weer so werk. Die voorste 4 spanne word in groepe ingedeel. So of okay, daar gaan nou meer groepe wees. Ja, want dit is 24 spanne. Daar's 6 groepe van 4 as ek reg is. Ja, Ja. dis reg. Okay, dan jy gaan die voorste 6 sê maar nou elkeen in 'n groep in en dan die volgende 6 sal hulle byvoorbeeld hulle word geloot in van daai groepe. Dis hoekom kry ons baie keer dat daar sterker groepe as ander is en daar was al baie kritiek wat die Wêreldbeker loting betref in die verlede omdat hulle dit so ver voor die Wêreldbeker doen. Want teen die tyd wanneer die Wêreldbeker dan nou plaasvind, jy weet dan daai rangorde alweer geskuif en dan was 'n span wat daai tyd dalk nie so sterk was nie is nou weer sterk. Ek weet Wêreld Rugby het ook 'n aanpassing gemaak, so hulle hou nou die loting, kom ons sê ja, is einde 2025 en is 2027 ja, is wat die Wêreldbeker, maar dis al klaar bietjie nader aan die Wêreldbeker as Hmm. voorheen. Ja, so in die verlede sou dit gewees het 4 en dan die volgende 4 en dan die volgende 4, maar nou gaan dit 6 wees. So ja, eintlik dink ek nie ja, dit gaan nie die bokke soveel raak nie. Bokke is nou nommer 1 en dan jy weet, sover ek weet moet hulle dan in die top 6 net wees vir die eerste groepe se plasing. Maar ja, tot 'n mate maar ja, soos jy sê, hy het gesê mense moet dit dop hou. Ek dink is maar meer oor die oog ja, oor die groter prentjie in terme van hy wil ander spelers kans gee waaroor ons ook nou sal gesels. Jy weet en hy wil dalk bietjie waag, maar hy wil ook nie te veel waag nie, want jy weet dit is maar altyd daai balanseertoertjie. Wel, ons het die naweek gesien. Ierland wat 'n liderlik pak slag gekry het teen Frankryk.
En 'n groot deel van daai pakslawe is die feit dat hulle spelers begin oud word. En hulle ouderdomsprofiel is nie reg nie en hulle het nie regtig vir jonger spelers kans gegee om deur te kom. Daar is seker 'n paar in die pipeline, maar hulle het nooit kans gekry om te speel nie want hulle het volhard met hierdie spelers wat so goed gedoen die laaste 6 jaar of so. Rassie gaan nie daai struik trap nie. Wat is sy plan om ouer spelers wat nog steeds in Wêreldbeker kan speel kans te gee om aan te hou speel en dalk selfs te kwalifiseer daar, maar terselfdertyd nuwe jong ouens deur te bring want dit het die Wêreldbeker aanbreek dat die span sy ouderdomsprofiel ten minste ordentlik gebalanseerd is. Ja, ek dink hy gaan baie slim te werk daarmee en hy het reeds verlede jaar begin as ons dink hy het 50 spelers gebruik in die toetse wat ons verlede jaar gespeel het, 50 in 13 toetse, ja. So dit sê al klaar vir jou, jy weet hoe hy die jong spelers deurbring en ek dink ja, hy het ook 'n ding wat hy sê van hy wil teen 'n wêreldbeker hê 'n jong speler moet ten minste ek dink is 20 toetse omtrent gespeel het. Jy weet voordat hy hom na 'n wêreldbeker toe vat, dis nou nie alrede nie natuurlik as daar 'n speler is wat 'n deurbraak maak of selfs daai jaar sal hy hom kies. Maar dit is die halflangtermyn plan. En ja, so hy het verlede jaar al klomp nuwe spelers ingebring. Ek sê nie die getal seker nie, maar van die nuwe Springbokke en hy gaan dit hierdie jaar ook doen. As ons dink ons speel teen Italië twee toetse wat nie noodwendig maklik is nie, maar dit is 'n geleentheid. Georgië en dan kan 'n mens selfs dalk 'n proefneming maak. Nie proefneming nie, maar jy kan teen Australië en Suid-Afrika miskien ook 'n speler speelkans gee en dan is daar nou die twee toetse wat hulle nog nie bevestig het nie, wat hulle nog beplan. Die een is moontlik teen Japan en dan ook teen die Barbarians sal ons ook dan nou weer 'n klomp spelers sien, soos verlede jaar teen Wallis wat ons ook teen die Barbarians gespeel het. Al tel dit dan nie as 'n amptelike toets nie. Maar dis 'n manier om die ouens deel van die stelsel te kry. So ek dink ons kan hierdie jaar dan nou nog 'n paar sien. Ek dink na hierdie jaar sal dit al hoe minder, wil ek amper sê, gebeur wat jong ouens dalk ingebring word. Alhoewel mense nie kan voorspel wat Rassie gaan doen nie, maar ja, dis min of meer die plan. Hy het dan ook gesê juis verlede week dat van die senior spelers, die meer ervare spelers, byvoorbeeld oor die volgende 3 jaar tot en met die Wêreldbeker in 2027, byvoorbeeld die helfte van die toetse gaan speel of slegs dalk 'n derde van die toetse. En hulle sal definitief in die groot toetse speel as ons dink aan hierdie jaar. Ons speel twee keer teen Nieu-Seeland in Nieu-Seeland. Ons speel teen Ierland einde van die jaar. Ons speel teen Frankryk einde van die jaar. Nou in daai toetse sal hy nie, jy weet, 'n klomp jong spelers noodwendig kans gee nie. Hy sal dan die ouens kies wat, jy weet, nog altyd die werk gedoen het en tensy daar een of twee jonger spelers is wat uitstaan. Ja, dis 'n goeie punt wat jy noem terwyl ons daarvan praat van hierdie twee wedstryde teen die All Blacks. Daai wedstryd op Eden Park. Dit is nog iets wat ek nou uitsien. Maar as 'n mens wat na die vraag vra, as jy nou kyk na wat gebeur die naweek Frankryk teen Ierland. Frankryk lyk amper skrikwekkend goed. Hulle het ook nou skielik ontdek hoe werk 'n 7-1 bank. Daai spelers van dit outomaties aangepas, baie goed gegaan daar. Dit was vir jou die grootste wedstryd van die jaar. All Blacks Eden Park, Frankryk Stade France of Ierland in Aviva. Jo, sit jy my nou hier op die spot. Ek sal definitief sê in my opinie is dit tussen die Eden Park en die Frankryk ene. Kom ek sê ek gaan sê Eden Park, maar bloot oor die rekord wat die All Blacks daar Mm. het. Jy weet 50, 51, 52 jaar wat hulle nog nooit daar verloor het nie. En die laaste keer wat ons daar gespeel het, is ek ook nie seker oor nie, maar dit is iets soos 10 jaar terug dink ek amper. Of ten minste ja. Mm. Dis 'n goeie paar jaar. So daarom sal ek sê Eden Park, maar ja, ek dink dis baie gelyk vir my tussen daai een en die een teen Frankryk in Frankryk. Wat het jy gedink van die Franse se vertoning die naweek? Daai 7-1 bank van hulle De Pont wat afgaan het en hulle het nog steeds vir Ierland 'n liderlike pakslag gegee. Ja, ek het nie gedink dit sal gebeur dat dit so ver sou wees nie. As Mm. jy my voor die tyd gevra het, sou ek gesê het, ek dink Frankryk gaan wen en eintlik sou ek hoop Frankryk moet wen, maar dis meer na ons hoe sal ek sê ons wetywering, die mooi Afrikaanse woord, die laaste 2 of 3 jaar teen die Ire. Die Ire is nie baie gaande oor ons nie en daar word altyd goeders gesê. So daarom wil ek ook hê Frankryk moet die Ses Nasies wen. Ja, dit is soos jy sê, ek dink eintlik Frankryk, mense gaan aan oor Antoine Dupont en volgens my definitief een van die beste spelers in die wêreld en van sy generasie, maar haal hom uit die span uit en hulle gaan nog steeds so goed wees want ek weet byvoorbeeld nie Luku wat opgekom het vir hom nie, die ander jong skramskakel, hulle sê hy's amper nie so goed soos Dupont nie, maar
jy weet, as Mm. De Pont nie gespeel het nie, sou daai ou een van die beste skramskakels in die wêreld Legarik gewees of het. Seren, dis die Ja, twee ander, ja. ja, Legarik, ja. En nee, hulle is regtig 'n span wat groei en ouderdom is ook aan hulle kant. Dis Mm. nie 'n baie ou span nie. Baie van daai spelers het vir Frankryk se onder 20 spanne gespeel die laaste paar jaar wat so suksesvol was in die onder 20 wêreldbeker. So ja, ek sou sê dis nou 2 jaar weg, maar in aanloop tot 2027 dink ek hulle gaan moontlik ook weer die span wees om te klop. By die vorige een was hulle natuurlik ook 'n gunsteling omdat dit in Frankryk was. Ek praat van ons wedywering met die Ire, die slagting in Durban. Dit is mos vergeet nie wat die Ire uitgegaan het om ons bene te breek en reg gekry het. Maar die Franse is nie lief vir ons nie dat daai kwart eindrin nie, né? So ek dink amper daar's ook 'n lekker fete of jy weet ding aan die broei daar want hulle het 'n appeltjie te skil met ons maak geen fout. Ja, definitief. Hulle het veral na daardie 1 punt oorwinning wat ons almal van weet, die eerste een van die 3 1 punte. En ja, ek het toevallig die voorreg gehad om daai wedstryd verlede jaar met die Wêreldbeker of nee, 2 jaar terug uit te saai vir RSG en dit was ongelooflik. Ek weet dit is een ding om dit te kyk, is nog 'n Hmm. tweede ding om dit uit te saai. So dit was ja, dit was behoorlik, maar hulle is nie lief vir ons veral van daai tyd af nie en ek dink dis ook hoekom baie Suid-Afrikaners dalk nie wil sê Antoine de Pont is die beste speler in die wêreld nie, want daar is Ja. so 'n bietjie bedhuiwering tussen ons en die Franse ook. Maar nou konsentreer die Springbokke toe, dat nou hierdie gewellige groot groep wat's nou 55, 56 in hierdie week se kamp en dan so 25 of 26 in die virtuele kamp aan die einde van die maand. Hoe gaan jy nou van 80 spelers af by sê net maar 30 uitkom? Wat is Rassie se plan om dit nou minder en minder te maak? Hoekom het hy so baie uitgenooi in die eerste plek? Is dit nie 'n soort van hy skiet nou weet gooi net 'n net in die dam of iets nie. Het hy nie 'n beter idee van wat hy eintlik wil hê nie of is al die spelers wat eintlik daar is hulle op 'n riete daar? Ja, die kampe moet ek vir jou sê in die verlede sou 'n mens gesê het as 'n ou genooi word na 'n kamp toe, dink ek het dit dalk meer gesê as nou en dis maar bloot omdat die kamp so groot geword het, maar tog het Rassie 'n plan. Hy het bietjie gepraat daaroor ook verlede week. Hy het gesê hier sal nou byvoorbeeld 80 ouens wees, by die volgende keer sal daar sê maar 50 of 60 wees en die volgende een 40 of hoe ook al tot hy 'n groep kies. Die idee is maar om vir al daai jonger spelers of spelers wat dalk nog nie gespeel het nie, net bietjie gewoon te maak van hoe dit moontlik is by die Springbokke en al speel hulle oor 2 jaar eers kry hulle geleentheid om 'n toets te speel en baie mense het ook gesê as jy kyk na daardie jong spelers dan is dit amper asof Rassie 'n paar van hierdie ouens genooi het wat eers na 2027 gaan speel. En dit wys ook vir jou of hy nou daar is of nie. Dit is 'n goeie ding vir SA Rugby en dat daai spelers nie net van 'n provinsiale span afkom vir die eerste keer saam met die Springbokke oefen, nie weet hoe werk dinge by die Springbokke nie, selfs al is daar 'n ander afrigter. So ek dink wat hy sê vir die spelers is as jy jou kant bring en as jy gaan hard werk en uitstaan, dan staan jy 'n kans. So dis 'n positiewe boodskap vir die spelers. Ja, en ek dink dit is maar net om almal op dieselfde bladsy te kry. So ek dink is eintlik 'n goeie ding, maar dit is soos jy sê die vraag het ontstaan, hoekom is die groep so groot en is dit nie onnodig nie? Ek dink nie noodwendig dit is onnodig nie en ek dink is nou so groot, maar dit sal nie weer so groot wees as ons aangaan met die res van die jaar nie. Kyk, laat niemand Rassie beskuldig daarvan dat hy dinge op 'n klein skaal doen nie, want ons het 'n groot groep spelers, maar ons het net so 'n groot groep afrigters nou. By Felix Jones wat nou by. Ons het die meeste afrigters in wêreld rugby. Ons het 8 as ek my nie verbeel nie. Ander is dit 6 en 4 en so. Wat is die plan met Felix Jones? Jy was dit daar en ons het gehoor wat Rassie sê. Wat het hy gesê en glo jy dit? Ja, ek dink so. Ek dink om eerlik te sê, Rassie het ook gesê dat hy nie nooit vir Felix wou verloor het na die vorige wêreldbeker nie, wat ek dink Hmm. waar is. Felix het 'n beter geleentheid gekry en hy het Engeland toe gegaan en hy wou teruggaan, jy weet, huis toe. So en dinge het ja, wat presies daar agter die skerms gebeur het tussen hom en Steve Borthwick sal ons nooit weet nie, maar dit het definitief nie goed gegaan nie want hy het bedank en ja, hulle was duidelik nie op dieselfde bladsy gewees nie. Ja, dit selfs by die media, jy weet, was ons nou so half nou wat presies doen Felix nou eintlik, maar ek dink hy was so lank deel van Rassie se planne en ons het hom gesien in Chasing the Sun en ek dink baie mense wat hom dalk nie so bekend was met hom nie, weet definitief wie hy nou is want hy het nogals baie dae gepraat Hmm. en baie insig oor hoe die bokke dinge doen. Ja, en hy was aanvanklik dink ek een van die eerste oorseese ouens wat Rassie betrek het. Hy ken hom van sy Munster daar af. Ek dink Felix, ja, Rassie het gesê Felix het nog gespeel
toe Rassie by Munster afgerig het en Felix moes ook weens 'n besering moes hy ophou en toe het hy so half bietjie so begin afrig daar by Munster. Die groot vraag was natuurlik met Tony Brown wat ingekom het en want Felix was aanvalsafrigter by die Springbokke en toe sy verdedigingsafrigter by Engeland en nou is Tony Brown aanvalsafrigter of daar jy weet bietjie botsende belange tussen die twee gaan wees maar duidelik Rassie het gesê hy sien dit glad nie so nie al die afrigters is oop om vir Felix terug te hê hulle ken hom dis natuurlik net Jerry Flannery en Tony Brown wat hom nog nie noodwendig saam met hom gewerk het nie en die res oor Jerry Flannery dink ek het eintlik by Munster want hy het ook daar 'n bietjie afgerig maar ja, die res van die afrigters ken hom. So hy kom eintlik terug na, jy weet, die ouens wat hy geken het. En ja, dis interessant hoe hy eintlik net nog 'n hand is. Iets wat vir my nogals uitgestaan het van die Springbokke se afrigtingspan is dat ons nie meer vaste tradisionele rolle het soos wat ons dit geken het nie. En ek dink dit is net met Felix so nie. Byvoorbeeld ons het 'n voorspeler afrigter en ons het 'n agterlyn afrigter of 'n aanvalsafrigter en 'n verdedigingsafrigter, maar dis asof die afrigters baie meer oor kruis werk kom ons noem dit in mekaar se Mm, spasie, maar nie mm, regtig in mekaar se spasie nie. En ek dink dis moeilik as 'n hoofafrigter om dit wil ek amper sê hoe sou mense sê 'n manier van dink te maak by die afrigters, maar hulle is nou al so lank saam met Rassie. Ek dink nie dis vir hulle moeilik nie want dis hoe dit werk. Hy het 'n voorbeeld gebruik van by die lyn staan. So dis eintlik Dion David se afdeling, maar dan kom Dwayne Vermeulen weer in en hy help met die dryfmale. Dan kom Dan Iman in en hy help weer met die stop van dryfmale. So dan is daar drie afrigters, maar dis eintlik Dion David se afdeling. So en hulle werk saam en dis nie asof die een voel maar die ander een is op jy weet trap op sy tone nie. So solank jy nie dit het in 'n afrigtingspan nie want dit was die eerste vraag met ag afrigters. Jy weet gaan iemand nou voel Felix, jy weet Felix doen iets wat hy nie moet doen nie of jy weet is hy nou oorbodig of wat doen hy nou eintlik? Maar volgens Rassie is dit glad nie 'n probleem nie en ek het hom ook daai vraag gevra en hy het gesê hy kan nie sien dat daar 'n probleem sal wees nie want almal ken almal en hulle werk goed saam. ja, ek weet daarmee so lekker, jy weet, daar's 'n gesegde wat sê as daar te veel kokke in die kombuis is. En interessant dat Rassie en Felix was so naby mekaar, maar nou is Rassie en Tony weer naby mekaar. Ek wonder nou veral as dit so 'n vloeibare situasie is en 'n sterk persoonlikhede. Dink jy nie dat Felix dalk amper soos 'n tipe van 'n 2IC gaan word in die sin van dat ek het die gevoel dat Rassie die span gaan opdeel in sy hoofspan en dan moet nou maar dit in sy alternatiewe span. Jy weet dat jy nou gesê het dat die hoofspan gaan minder wedstryde speel, die alternatiewe span gaan meer wedstryde speel. Dat Felix dalk soort van daai ou onder sy vlerk neem, jy weet. En dan ook in 'n oorhoofse posisie staan amper soos Rassie, amper gelyk staan aan Rassie, maar nog steeds wat hy rapporteer aan Rassie. Ek het 'n gevoel dis waar hy in ons beweeg. Nie te sê dat hy nou 'n soort van 'n konsultant gaan wees, bietjie help in die aanval en bietjie help in die verdediging nie, maar dat hy soort van beheer gaan neem oor 'n spesifieke deel van die hele span, jy weet, die hele groep. Ek dink dis waarheen hulle beweeg en dan gaan hulle op 'n stadium gaan hulle daai twee groepe bymekaar bring en dit gaan dan die Wêreldbeker groep word. Dit kan wees soos jy sê en dit klink vir my eintlik na 'n goeie plan wat jy daar het. Dis natuurlik iets wat hy dan nie sal wil onthul natuurlik nie. So ja, ek glo hy is redelik oop met die media, maar natuurlik ken ons ook vir Rassie. Jy weet hy het maar altyd 'n paar kaarte wat hy nie wys nie en dan verras hy ons. Interessant wat jy nou sê van Rassie het altyd 'n paar planne. Redelijk Operos het dit baie perskonferensie genoem dat wêreldrugby, ek kry amper die indruk wêreldrugby straf die Wêreldbeker houers in terme van die spel die heeltyd verander en probeer wegvat van wat die Springbokke byvoorbeeld nou uitgevind het of weet begin goed doen het die bank byvoorbeeld of minder scrums en allerlei goeters. Vertel my 'n bietjie van daai deel. Ja, dit was eintlik vir my interessant. Ek dink Rian het so 'n bietjie jy weet, dit was ernstig, maar dit was ook nie so ernstig nie. Ek dink nie ja, hy het dit maar so half gesin genoem, maar hy het nie 'n hou probeer inkry dan wêreldrugby nie. Hy het net gesê ja, weet partykeer sit ons daar en dan voel ons bietjie, jy weet, dinge wat ons doen word dalk verander. Ons het al daaroor gepraat, jy weet, soos die skoonvang van die merk af toe ons geskram het en by die Wêreldbeker en jy weet seker tipe goed want dit voel vir ons dis altyd iets wat ons dalk goed mee is en nou wil hulle dit verander. Ek sien toevallig Gregor Townsend dit nou self bietjie uitgevaar teen die 7-1 plaasvervangerbank. Hoekom? Want Frankryk doen dit nou en hulle doen dit nou ook so suksesvol en hy moet die naweek teen hulle speel. Toe sê hy nou weer maar jy weet 'n bank is nie noodwendig gemaak vir so baie vir nog 'n pak voorspelers nie. Maar dan aan die ander kant
as die reëls daar is en jy speel binne die reëls, hoekom nie? En ek dink tog dis iets wat byvoorbeeld die All Blacks toe hulle so goed was en soos wat ons nou is in die posisie waar ons bietjie, jy weet, die span is na wie ander spanne kyk, toe die All Blacks op hulle beste was, as ek dink aan Richie McCaw en daai ouens by die afbreekpunte, dis maar wat hulle altyd gedoen het. Jy weet, hulle het maniere gevind om binne die reëls, wil dit mense amper sê, die reëls te buig. Nie te buig dat dit verkeerd is nie, maar hulle speel hom tot op die letter. So ja, dit is interessant. Ek glo ja en ek dink maar wat Rian Oberholzer ook gesê het is dat wat vir my interessant was, behalwe dat jy weet hulle voel dat die wêreld rugby miskien baie keer so bietjie die wêreldkampioene jy weet wil dalk bykom, het hy ook gesê hoe die manier wat die ander lande na ons kyk verander het. En dit was vir my baie interessant dat hy dit gesê het, dat hulle sien ons nou beslis as wil 'n mens amper mens wil nie te verwaand wees deur dit te sê nie, maar hulle sien ons beslis as die een wat die toon Mm. aangee op hierdie Mm. stadium. Ons het 2 wêreldbekers gewen en daar's baie agting vir Rassie Erasmus op daai vlak en dit is goed om te hoor. Gepraat van daai toon aangee. Ek bedoel, kom ons wees nou maar eerlik, noem maar 'n graaf, 'n graaf. Is dis nou vir jou direkte vertaling. Daai breinkrag lê in Rassie, die persoon, né? Ek bedoel, dis Rassie Ja. wat met die planne voor dag kom en in 'n mate Jacques natuurlik en dalk seker Felix Jones sal Mhm. nooit regtig weet wie nou eintlik die kry met daarvoor nie, maar Rassie is die gesig van die Springbokke. My bekommernis is wat gebeur as Rassie na 2027 besluit hy pak sy goed. So, nommer 1 dink jy hy gaan en nommer 2 as hy gaan, wie dink jy gaan hom opvolg? So dis 'n moeilike een. Ek kan nie sê of hy gaan nie. Daar was al reeds sprake na 2023 dat jy weet Engeland wou hom hê en miskien gaan hy. Ja, ek weet nie wat lê vir hom nog voor, maar as hy weer die wêreldbeker wen, kan ek vir jou beloof, SA Rugby gaan hom weer wil hou. So dit hang seker maar dan vir hom persoonlik af of hy 'n nuwe uitdaging wil hê, sien hy nog kans. Soos jy gesê het, hy lyk baie goed in hierdie stadium, hy lyk gelukkig. So ja, dit is moeilik om te sê of hy werk of hy weer gaan aanhou na 2027 en dan jou vraag van wie gaan hom opvolg, dit gaan anders wees en aan die een kant dis soos as jy 'n goeie leier het of iemand wat jy weet nie net 'n afrigter nie, kom ons sê 'n president of 'n skoolhoof of enige iemand wat almal van gehou het en wat die werk goed gedoen het, die volgende ou het maar 'n taak op sy Hmm. hande. So maak nie saak wie hy is nie, want almal gaan jou vergelyk met die vorige ou. So dit is moeilik, maar ek dink tog daar is ons het baie sterk kandidate. Ek dink 'n klomp van die ouens wat deel is van die bestuurspan nou, hulle is reeds al 6, 7 jaar deel, maar dan het ons 'n klomp afrigters ouend wie se name ek sal noem wat ek dink moontlike kandidaate is byvoorbeeld Franco Smit, miskien Johan van Graan, Johan Ackerman, daai tipe afrigters wat nie hulle is nie nou deel van die Bok afrigterspan nie, maar ons het genoeg hoofafrigter afrigters daar buite wat ek dink definitief die werk sal kan doen. Dis nou as Skotland byvoorbeeld nie ook vir Franco Smit Hmm. aanstel of so. Ja, dis 'n groot probleem daai en ek dink toevallig hy's 'n baie goeie kandidaat. Die rede hoekom ek 'n bietjie daai vraag gevra het was Felix Jones wat nou terugkom. Tony Brown wat Tony Brown wat amper die opblik afgekom gewees het, né, saam met Jamie Joseph of 'n hulpafrigter. Wat dink jy is die kans dat 'n nuwe Suid-Afrikaner die volgende Springbok afrigter kan wees? Dit ek dink dis minder, om my eerlike opinie. En nie dat ons nie 'n oorseese ou sal vertrou nie. Ek dink net ons het genoeg kwaliteit en gehalte plaaslike Hmm. afrigters. Dis nie asof ons niks het nie. As ons nie gehad het nie, dink ek kan ons dit definitief oorweeg het. Ja, maar net daai paar name en dan is daar nog 'n klomp afrigters in ons sisteme. Van hulle is dalk nie nou al reg om die Springbokke af te rig nie, maar nee, ek dink nie ons het 'n tekort, net soos wat ons nie 'n tekort aan talent het nie. Baie van ons spelers speel oor see, ons het definitief nie 'n tekort aan afrigters ook nie. Goeie daai gehalte afrigters nie. Raad van ons spelers wat oor see speel. Die ander verrassing wat die dag na Felix Jones gebom op wat gebars het, dit was Andre Pollard wat na die bulle toe kom. Nou een het julle enige snif in die neusgaar daarvan en wat het jy gedink van daai skuif? Want Jake praat al baie lank as ek nou vir RG Snyman of Andre Pollard in wille gehad het en toe kry jy nou vir Andre Pollard en dit is so die hondjie wat na die bus gejaag het en vang hom. Nou wat nou? Wat dink jy van daai skuif? Ja wel, ek het nie persoonlik geweet nie, maar ek weet kollega Hendrik Cronje, jy weet, het al daaroor geskryf van tevore dat die bulle wel belangstel en so, maar soos ons almal weet,
as hulle belangstel en so vat dit nog dit is nog ver voor om hulle om te oorreed en ek sien ook Edgar Rathbone het gesê jy weet natuurlik kry hy minder jy weet in Suid-Afrika maar vir 'n ou soos hy gaan dit ook nie net meer oor geld nie dit gaan oor hy het 'n jong gesin jy weet hy en sy vrou wil teruggaan Pretoria toe omgewing wat hy ken so en dit help ook vir ons om daai groot spelers terug te kry soos Sia Kolisi wat kort in Hmm. Frankryk was jy weet en van daai ouens en dit gaan goed in Suid-Afrika, dit gaan goed met die Springbokke. As ons kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskap, die haie en die bulle redelik goed geplaas. Die Stormers het hierdie jaar bietjie gesukkel, maar die Leeu's het ook goed gedoen. So, ja, daar's baie dinge wat 'n rol speel en ek het ook gelees dat ja, dit was Edgar wat gesê het borgskappe in Suid-Afrika vir 'n speler soos Handré Pollard maak dalk weer 'n deel van die salaris op. Maar ja, dit gaan op die einde van die dag vir hom nie meer net oor geld nie. Wat die bulle betref, dink ek het hulle 'n groot slag geslaan daar want loskakel is dalk die een posisie waar Jake White jy weet hy het Johan Goosen teruggebring en Johan Goosen is 'n ongelooflike speler, maar hy was nou weer, jy weet, een of twee keer redelik beseer en dan is hy lank uit en ja, hy het nog nie regtig 'n ander loskakel gevind wat bestendig is in daai posisie as Johan Goosen beseer is nie. Willie Leroux speel nou loskakel ook daar wat ek dink wel werk tot 'n mate. Maar as hulle vir Handré Pollard het, is dit asof hulle in daardie groot wedstryde waaroor Jake White baie keer sal praat, die Europese kampioenebeker wedstryde, asof hulle net so bietjie daai, jy weet, daai gehalte het wat hulle tot in 'n halfeind en tot in 'n eindstryd kan vat. Jy weet daai Jake sal altyd sê die groepe het nie genoeg diepte nie, daar's nie genoeg Springbokke in Suid-Afrika nie, maar stadig maar seker is hy besig om 'n ongelooflike groep te bou met diepte. Daar's 4 of 5 spelers wat nou terwyl hulle onder Jake gespeel het Springbokke geword het. Jy weet en dit help ook baie en dan bring hy nou 'n ou soos Handré Pollard terug. So ek dink dit is ja, dit vir die bulle is dit ongelooflik. Ek het jou 'n klomp moeilike vrae gevra vandag, so ek wil nog een laaste moeilike vraag vra. Ek het 'n interessante opmerking gelees, artikel gelees oor hierdie 7-1 bank en die ouens gesê ons moet begin besef ons beweeg weg van die era van voorspelers en agterspelers. Dis nou 'n nuwe ding. Die Franse byvoorbeeld, ek het dit nie geweet nie, maar van die mense het my daar aandag daarop gefestig na daai video wat ons gister gedoen het oor daai ontleding. Baie van die Franse spelers soos Giroud wat byvoorbeeld van senter speel het, is eintlik 'n flank, maar hy het senter gespeel toe hy op skool was en in klubs gespeel het en alles. So baie van daai spelers wat voorspelers is, het agterlyn ervaring. Sodat jy begin beweeg na amper 'n multi-skill tipe, weet 'n veeldoelige speler, meer as 'n spesifieke voorspeler vir agterspeler. Wat dink jy van daai ene? Veral vir die samestelling van jou bank, ja. Ek dink dis baie belangrik en dit kon ons ook gesien het wanneer Rassie 'n 6-2 of 'n 7-1 met 'n Kwagga Smit wat ons weet, jy weet, hulle het gesê, jy weet as daar nog 'n agterlyn besering is, gaan hy agterlyn toe. Ek weet nou nie wat het Kwagga op skool gespeel nie, maar ons weet hy's vinnig genoeg en hy duik goed genoeg en hy kan 'n gaping slaan. Natuurlik sy sewesvaardighede kom ek ter sprake en dat ons gesien vir Cheslin Kolbe wat die bal ingooi in die lyn staan. Alhoewel dit nou maar meer 'n triek of twee was. Maar ja, ek dink vir die spelers op die bank, dit maak dit dalk so bietjie slegter as jy ek het al gedink met hierdie 6-2 en 7-1 bank samestellings dat dis eintlik sleg as jy 'n tradisionele agterspeler is dalk, want as die afrigters nou dit wil begin doen, is daar al hoe minder plek op die Mhm. bank vir 'n agterspeler. Maar wat die beginspan betref, dink ek nie dit maak soveel saak nie. Maar ja, definitief wat die samestelling van die bank betref, kan dit 'n groot invloed hê ja, op die spel. Maar ons weet ook dat die voorspelers al hoe meer, jy weet, balle steel op die grond. Dis nie meer net 'n agste man of net 'n haker nie. As ons dink Mhm. aan Steven Kutzel wat onlangs uitgetree het, hy was later in sy loopbaan net so goed op die grond gewees. So die speler wat meer vaardighede het, wat in jou vraag was, sal altyd 'n voordeel hê en beslis dink ek by Rassie ook. Jy weet, jy moet kan skram, maar kan jy die bal dra? Kan jy die bal uitgee? Kan jy 'n bal steel? En dit maak 'n groot verskil dat hy jou gaan kies bo 'n ander ou wat tradisioneel die werk kan doen, byvoorbeeld wat 'n stit doen wat is om te skram. So die volgende vraag is natuurlik 'n logiese vraag. Wanneer sien ons 'n 8-0 bank? Wel, ja, ek weet ek kan nie vir jou sê nie want die groot vraag is jy het daarom seker so bietjie die versekeringspolis nodig. Jy weet van as 'n losskakel of 'n skramskakel seer kry. Want as mense nou dink aan 'n skramskakel wat al twee posisies speel, is dit iemand soos 'n Jaden Hendrikse
by die Haie. Ek bedoel hy kan losskakel of Hmm. skramskakel speel as jy hom op die bank het, maar as jy nou net 8 voorspelers het, wie gaan agter inval? Ek weet nie. Maar kom ons sê hoe sê hulle never say never. Miskien sien ons teen die Barbarians so iets wat as dit nie soveel saak maak nie en Rassie so iets wil probeer. Dit gaan nou Matt Williams na die vlugsout laat gryp alweer. Kan jy indink? Natuurlik as 'n ander opsie is dat jy 'n 0-8 bank het. Die agterspelers kan jy indink. Jy moet net sorg dat jy nie skram nie. Ja nee, maar dit gaan bietjie moeilik wees want ja, as jy gaan moet skram en in die lyn staan spring, ek dink is makliker. Hulle spot altyd en sê dis maar net grappies, maar hulle is altyd sê ja, die voorspelers is nie so dom nie want tradisioneel word daar gesê die voorspelers is bietjie dommer, maar ek dink die agterspelers gaan baie meer sukkel om die voorspelers te speel as wat die voorspelers sukkel om in die agterlyn te speel. Ja, nee, verseker, nee, Wel ek die dink vaste so. 5. Die vaste 5 sukkel dalk bietjie nog in die agterlyn, maar definitief nie in die lostrio nie. Hoorie, dankie Johan, dit was vir my baie interessant. Dankie vir ons tyd gemaak het. Ek waardeer dit. Ek gaan binnekort weer met jou gesels, maar dit is altyd lekker. Ek bly ek kom 'n bietjie hoor wat er al gebeur op daai perskonferensie. Ek moet sê ek was baie verbaas toe ek op Jarassie se YouTube kanaal die perskonferensie moes gaan kyk het en vir julle mense dink kyk. Dit was vir my interessant. Dankie en weer, lekker om te gesels. Dankie hoor, lekker dag, goed gaan daar.